Baie welkom aan julle almal vanoggend op hierdie Kersoggend wat ons vier. Baie welkom vanoggend. Ek wil net, maar baie welkom. En net soos jy daar sit, kom ons buig ons hoofde. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word, geliefdes, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Skrifgedeelte, dit het nou ongelukkig nou nie deurgekom nie, is Matteus 2, vanaf vers 1 tot 12, die wat nou nie Bybels gebring het, nie seker omdat dit dalk 'n dag in die week is, wat ons dit vier, julle kan maar net so met julle ore ook volg, maar voor ek vir ons lees, kom ons vra vir die leiding van die Gees. Here Jesus, dankie vir vandag, hierdie lekker koeler weer wat ons beleef, maar dit voel ook dalk of dit dalk weer warmer vandag gaan word. Gee Here dat ons hierdie dag sal vier tot eer en verheerliking van die groot en kosbare en heilige naam. Gee Here dat ons, dat dalk waar bande afgebreek het, dat ons dit weer sal opneem. Dat ons in hierdie gees, nie die wêreldse gees nie, maar in die gees van die waarheid, Here, dat ons daar in Kersfees sal vier, as gesin en as familie en as vriende. Gee ook Here dat ons hierdie dag tot eer van U naam sal geniet. In Jesus naam, amen. Matteus 2, en ek lees al vanaf vers 1, is net 12 verse. En die tema is besoek uit die ooste, die ou vertaling sê die wyse manne uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, die ou vertaling sê die profeet Jesaja, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Tot sover. Hierdie gedeelte wat ek vanoggend vir julle voorgelees het, kom net in die evangelie van Matteus voor. Vandag is dit Kersfees, of ek persoonlik verkies Christusfees. En Kersfees word vandag wêreldwyd gevier. Die Engelse term Christmas kom van twee woorde, Christ en Mass. Mass is 'n Rooms-Katolieke woord
wat beteken Eucharis, dis nou net 'n geleerde naam of 'n Latynse naam vir nagmaal. Dit is een van die feeste wat in die hele wêreld deur alle mense van verskillende gelowe, ander gelowe vier dit ook, volke gevier word, of kom ons sê die tradisionele Christelike lande in Europa en so wat in elk geval verhoudings het. En Kersfees word gekenmerk deur 'n kersboom, deur versierings, liggies, 'n Kersvader wat 'n slee trek met takbokke en geskenke wat aan al die kinders van die wêreld afgegee word. Dis familietyd, 'n tyd van lekker eet en saam wees. En in die filmbedryf is daar 'n magdom films al oor Kersfees gemaak, en ek dink ons almal het al baie films rondom Kersfees gesien. En die meeste gaan oor die gees van Kersfees, soos Kersfees deur die wêreld gevier word. En ons as kinders van die Here daarteenoor vier dit anders as die wêreld. Ons gee aan ons kinders of kleinkinders, of almal teenwoordig, geskenke. En ons vertel vir hulle dat ons Jesus se verjaarsdag vier, wat dalk 'n makliker beskrywing is vir ons kleiner kinders. Juis om te illustreer dat hy was die grootste geskenk wat die ganse mensdom nog ooit ontvang het. Dis familietyd, dis saamwees. En ek dink veral onder ons blanke mense in die verlede, ek dink vandag is die geld al minder, was dit die gewoonte gewees om hierdie tyd van die jaar weg te breek en iewers Kersfees op 'n ander plek te gaan vier. Dis ook 'n tyd wanneer mense hulle huise versier en liggies binne die huis, selfs aan die buitekant van die huise. Ek dink julle het al 'n paar huise ook in die omgewing gesien wat oral met liggies versier was. Die winkels word ook gekenmerk deur hierdie feestelikheid van versierings en Kersvader. En hoe lyk Kersvader? Vanoggend vra ek vir Felicia, hoe lyk 'n Kersvader? Want ons maak nie ons kinders so gewoond, sy dink is 'n ou oom met 'n grys baard en met rooi aan. Ons het hom raak beskryf. Baie mense neem dan hulle kinders of kleinkinders na hierdie mall toe en gaan koop geskenke om dalk die kind op Kersvader se skoot te laat sit om 'n foto te neem. Dink dit vir julle bekend wat ek vir julle geskets het. Ons vier Kersfees as kinders van God. Maar tog lyk ons gebruike en die manier hoe ons Kersfees vier, maar net soos die res van die wêreld Kersfees ook vier, met dalk uitsondering daarvan dat ons kinders vertel van dat Christus die grootste geskenk was vir die ganse mensdom. En dalk hoop ek, lees julle op ou Kersaand wat gisteraand was of vandag, lees julle vir die kinders uit die Bybel uit, die Kersverhale. Vertel hulle daarvan. Dis dalk met uitsondering wat ons dit in hierdie opsig anders vier as die wêreld. Die vraag is, hoe moet ek en jy as kinders van die Here Kersdag vier? Maar ek wil nie vanoggend hieroor preek nie. Ek wil eerder vir jou vandag vra, na aanleiding van die inleiding wat ek gegee het rondom Kersfees, en vir julle geskets het, hoe sien 'n mens Kersfees daar buite? Dat ons eerder as kinders van die Here na onsself gaan kyk en vra, hoe moet Kersfees of Christus wees vir ons as gelowiges lyk? Met ander woorde, ek moet myself ondersoek en gaan vra, dit waarmee ek besig is,
kan ek dit vanuit God se woord verantwoord of antwoord daaruit gee? Of is dit maar net die gebruike wat deur eeue gekom het, nie van die begin van die Christendom af nie, maar redelike tyd in die Christendom het Kersgebruik eers 'n gebruik geraak onder gelowiges. Laat ons onsself ondersoek en wil vra. Laasweek het dit heelwat op sosiale media getweet of van julle die boodskappe of die foto's gesien op Facebook of op WhatsApp van die Bethlehemster wat maandag die 21ste, ek dink dit was in die vroeë aandure of bietjie later hier by 8:30, het ons die gesien en wie van julle was buite gewees? Ek het gaan buite staan. Ja, julle almal is skaam. Die meeste van julle het gaan buite staan om kyk of julle die ster kon sien. Om hierdie natuurverskynsel te beleef, dit wat die herders en dit wat die manne uit die ooste ook beleef het. En wat 'n teleurstelling was dit nie vir die kleintjies gewees. Die kleintjies is nou die jonger kinders in ons huis. Ek dink veral vir Felicia gewees. Toe meeste van die wolke daar was, ek en Trisha het op 'n stadium so gekyk, toe skyn daar helder lig, maar is redelik bo en later toe wie uitgaan sien ek nie, maar is die maan wat ons gesien het. En ons huis wat so toegebou is. So dit was 'n redelike teleurstelling. Ek was myself ook opgewonde, maar ook teleurgestel toe ek dit nie sien nie. En ek dink ek het later gaan kyk op Google en gesien, maar mense het dit gesien en mense het dit waargeneem. Hierdie ster was nie soos die normale nie, maar dit was uitsonderlik anders, want dit het manne uit die ooste se belangstelling geprikkel om die koning van die Jode te gaan sien, sodat hulle ook aan hom hulde kan kom bewys. Ons sien ook dat hierdie ster, dan ook die wyse manne uit die ooste, wat tot by die stal waar Christus gebore was, en dan bring hulle geskenke. Met ander woorde, hierdie ster het hulle tot by die stal in Bethlehem in Judea gelei waar Christus gebore is. Dan lees ons ook in Lukas 2, wat ons nou nie vanoggend gaan behandel nie, maar die wagters, die skaapwagters, Joodse skaapwagters wat in die veld was, wat ook hierdie ster of hierdie natuurverskynsel gesien het. Met ander woorde, dit was nie soos normaalweg soos ons sterre in die nag gesien het nie. En weet julle, ek wens julle kan julle self dink, nee, ons bly in Brakpan waar die lug baie vuil is, nee. En nou moet ons erken, in die aand as die wolke oop is, dan gaan staan jy nou buite en dan probeer jy nou sterre sien. En dan tel jy net hier en daar 'n sterretjie op. Maar as jy op 'n plaas gaan of iewers in die natuur en jy gaan in die donker en jy sien hierdie ster, dan sien jy baie sterre. Party aande op 'n mooi aand sal jy sommer die Melkwegstelsel daar bo in die lug sien. Nou dit is hoe die mense van daardie tyd sonder die veilig van vandag, dis hoe hulle die sterre gesien het. So hierdie ster wat hulle gesien het, moes uitgestaan het. Dit moes 'n besonderse gesig gewees het om te sien. En God gebruik 'n ster, 'n natuurverskynsel, om die geboorte van Christus Jesus aan te kondig. Hierdie wyse manne uit die ooste, heel waarskynlik in die land waar Abraham vandaan kom, was bewus van baie dinge in die destydse wêreld. Mense kan amper sê hulle was sterrekundiges. Hulle het kennis op verskeie velde gehad, hierdie manne. En hulle was bewus van baie dinge wat in ander lande gebeur het. Met ander woorde, hulle het nie heeltemal net elke ou in sy eie kokonnetjie geleer nie. Ons lees byvoorbeeld toe koning Nebukadneser vir Israel gevangene geneem het, het hy hulle slim mense gevat en hulle die Babyloniese goed geleer. Met ander woorde, daar was onderling dinge wat hulle met mekaar gebruik het. Mens kan byvoorbeeld Rabium wat ook 'n Egiptiese uurwyser gebruik het om tyd mee te lees. Dit was ook 'n tyd
wat die Joodse volk ook bewus was van die Messias wat sou kom. Maar hoor nou, die meeste Jode het nie 'n verlosser verwag soos ons dit vandag ken nie. Die meeste Jode het 'n Messias verwag wat hulle polities sou bevry. Onthou, hulle was onder die mag van die Romeine en hulle het verwag dat soos koning Dawid hulle bevry het van die volke rondom hulle, so sou hierdie Messias ook kom en hulle bevry. Tereg ook dan het Herodes dan ontsteld geraak toe hierdie wyse manne van 'n ver land na hom kom en hom bewus maak van die koning van die Jode. Hy was self immers 'n koning gewees. En hy wou nie die troon met niemand deel nie. Ons sien dit ook in sy handelinge later as jy dit in Matteus 2 lees, toe hy die kindertjies laat vermoor het. Dan vlug Josef en Maria en die kind, of met die kind na Egipte, soos die profeet Jesaja voorspel het. Ons sien ook hoe God vir Josef in 'n droom gewaar om na Josef toe te gaan later in die verse. Hierdie geboorteverhaal van Christus geskied dan ook soos die profeet, nie net Jesaja nie, maar Jeremia ook geskryf het wat sou gebeur. Elders word dit in Psalms. Daniël maak ook hier en daar melding van dit wat sou gebeur. Want ons sien ook hoe ontstel was Herodes gewees toe hy hoor van hierdie koning van die Jode wat gebore sou word. Dan lees ons daar dat hy die Sanhedrin bymekaar laat roep het, sodat hulle die skrifte sou ondersoek om te kyk, maar wanneer en waar sou hierdie koning gebore word. 'n Mens sou heelwat kon sê oor Herodes, maar dis 'n redelike komplekse geskiedenis. Want 'n mens lees nie veel van Herodes in die Bybel nie. Mens lees net van hom in die 4 evangelies, of 2 of 3 van hulle, ten minste 3 van hulle. Mens lees meer van hom in buitebybelse bronne. 'n Man met baie aspirasie, wreed. Ons lees dit toe hy die kindertjies 2 jaar en jonger laat vermoor het. En ons weet ook dieselfde wat in Egipte gebeur het toe die farao kindertjies van 2 jaar en jonger ook laat vermoor het. 'n Geskiedenis in Israel wat weer herhaal word tydens die geboorte van Christus. Hierdie Herodes het 10 vroue gehad. En hierdie Herodes het selfs een van sy oudste seuns by een van sy vroue laat vermoor wat 'n aspirant was om sy plek as koning op te volg. 'n Mens sou amper kon sê hy was magsbehep gewees. Tog lees 'n mens dat God Herodes gebruik het in sy raadsbesluit, met ander woorde by monde van die profete Jesaja en Jeremia wat eeue gelede voorspel het, laat hierdie dinge sou gebeur. Jeremia skryf daar, hy roep hom uit Egipte uit. Ons lees ook ander dele in die Ou Testament by monde van die profete. Ek dink Daniël wat vir Nebukadneser ook gesê het, God stel konings aan en hy sit konings af. God rig volke of nasies op en hy stel hulle weer af. Ten spyte van hierdie wrede koning kan God se plan nie gevnyk word nie, want Christus moes gebore word en hy moes kom doen net waarvoor hy gestuur was na hierdie wêreld. Ek dink amper mens kon sê, ek lees amper Satan se planne daarin. Toe die Here Jesus vir Petrus gesê het, gaan weg van my af Satan, toe hy hom hulle voorberei het, dat hy sou sterf en weer sou opstaan. Sien 'n mens telke male, of lees mens so tussen die lyne, hoe Satan self ook dinge wou verhoed. Maar God het by wyse van die
profete se monde reeds vir ons voorspel wat gebeur het. Die skrifte sê Bethlehem in Judea. Nou daar's 2 plekke in Israel met die naam Bethlehem. En die eerste een word genoem, julle het al gehoor, Bethlehem Efrata. En dit is in die land Sebulon. En dan hierdie Bethlehem waarvan daar gepraat word in die kom ons sê amper in die provinsie van Juda was hierdie dorpie gewees. Wat baie interessant is om op te let is, of dit was my waarneming gewees, en ek dink dit kom veral as 'n mens die Bybel gereeld en baie begin deurlees het. Toe Jakob op sy sterfbed gelê het en hy sy 12 seuns geroep het en 'n seun oor elke een uitgespreek het, het hy onder andere nie die seun as sy oudste seun Simeon toe laat gaan nie, as gevolg van wat Simeon gedoen het. Maar dan lees ons 4 broers verder en dan sê hy vir Juda, en Juda, jy sal heers oor al jou broers. En het dit ook nie in die geskiedenis van Israel gebeur het nie, dat die konings het uit Juda gekom. Jakob het eintlik voorspel deur die Gees wat sou gebeur het. En Christus het ook deur Juda gekom, ook deur die geslagsregister van Dawid. En dan wil ek met 'n laaste stukkie afsluit, is hierdie 3 geskenke waarvan daar melding gemaak word: goud, wierook en mirre. Goud was nie volop gewees nie. Nie so volop soos in ons dag nie, want ek kan 'n ring of oorbelle of hangertjie hê van goud. Goud was in daardie dae nie volop gewees nie, en goud was in die meeste van die tye was goud gegee aan 'n koning. Ons lees dit in die geskiedenis van Israel as 'n koning of 'n belangrike persoon, 'n koning in Israel kom besoek en dan het hy goud en silwer en wierook en al sulke goed saamgebring om aan daardie koning te bring. So ons lees hierdie manne uit die ooste bring goud. Met ander woorde, goud wys ook dat die geskenk wat hulle bring aan die een is 'n belangrike persoon. Dan is dit baie interessant, wierook. Wierook word ook in heidense tempels gebruik. Ek dink dis een van die reuke waarvan ek nou nie so baie hou as iemand hierdie wierookstokkies brand nie. Maar wierook was in die Bybelse tyd en veral in tempels baie gebruik. Nou in Israel se geskiedenis, ek weet nie wie van julle weet, die tempel, ons ken die voorhoof, die heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte. En in die allerheiligste gedeelte het die verbondsark gestaan met die 10 gebooie, Moses of Aaron se staf, en dan die manna, 'n bakkie vol manna, wat as bewys gedien het dat die Here Israel kos gegee het op hierdie pad. Nou dit het in die allerheiligste gestaan. Dan in die heilige gedeelte het die tafel met die toonbrode, het die kandelaar gestaan. Daar was 5 goed, ek kan die ander 2 nou nie so vinnig onthou nie. Maar in hierdie heilige gedeelte het die wierookaltaar gestaan. Was so klein altaartjie gewees. In hierdie altaar het gewoonlik as die allerheiligste in die middel van die tempel was, het dan voor hierdie allerheiligste gestaan. En die priesters het daardie wierook gevat en dit gebrand op daardie altaar. Maar lees ons in Openbaring, staan daar, en die gebede van die gelowiges het soos 'n soet reuk in die neus van die Here opgegaan. En toe die altaar vol was, het die Here die gebede verhoor. So hierdie wierook altaar of die wierook simboliseer dan 'n aangename geur vir die Here. En dan mirre. Lees in Johannes 19 vers 39. Ek dink baie van ons
ken goud, wierook en mirre. Maar hoor wat staan in Johannes 19 vers 39. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het ook gekom met die mengsel van mirre en alweer van omtrent 100 pond in gewig. Ek wil amper sê, is dit nie 'n simbolisering van Christus se voorbereiding vir sy sterfte en dan sy voorbereiding dat hy begrawe sou word nie. Psalm 45 vers 9, al u klere is met mirre en alweer en kassie, uit u voorpaleise maak snarespel u bly. Mirre was een van die salwe wat gebruik was, wat hulle om iemand wat gesterf het sy lyf skoon te maak en te balsem. Kersfees vier ons, want hy is gebore in hierdie verlore gaande wêreld en het gekom om te soek en te red wat verlore is. Kersfees is belangrik, want dit het aanleiding gegee tot die grootste gebeurtenis in die Christelike geloof, die grootste gebeurtenis vir alle tye in die hele mensdom, Paasfees. Mag ons as gelowiges vandag Kersfees vier, nie soos die wêreld nie, maar soos sy kinders, anders as die wêreld, en dat ons as sy kinders hierdie boodskap sal uitdra van hoop daar buite, dat daar het 'n verlosser gekom, hy is gebore, hy het gesterf en het opgestaan en hy leef. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir een en elkeen vanoggend in hierdie gebou. Here, bewaar ons ook in hierdie dag. Bewaar ons ook om buite u wil Kersfees ook te mag vier. Gee dat ons Kersfees sal vier tot eer en verheerliking van u naam. En Here, dat ons hierdie dag op 'n besonderse manier sal vier as u kinders. Dat ons saam wees, eerste as familie en as gesin en as vriende, Here, dat ons dit so sal geniet. En dat ons kinders weer, vir al die kleintjies, sal herinner en sal wys hoekom vier ons Kersfees. En dat ons nie ons kindertjies sal verwar oor wat die boodskap van Kersfees is nie. En hulle sal leer en sal onderrig hoekom Kersfees daar was en hoekom ons Kersfees vier. In Jesus naam. Amen. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.